Johannes 3, ons lees van vers 16 af. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy unieke seun gegee het, sodat almal wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. God het immers nie sy seun na die wêreld gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom verlos kan word. Wie in hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel, omdat hy nie in die naam van die unieke seun van God geglo het nie. En dit is die oordeel, die lig het in die wêreld gekom, maar die mense het die duisternis liefgehad bo die lig, omdat hulle dade boos was. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, sodat sy dade nie aan die kaak gestel kan word nie. Maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Tot sover. Met die oog op ons boodskap is ons besondere fokus op vers 21, maar julle sal ook hoor deur die preek hoe ons deur die verse stap. Vers 21 leer die Here ons, maar wie volgens die waarheid leef, kom na die lig, sodat sy dade bekend kan word, dat hulle in God gedoen is. Geliefdes, ons kry in Johannes 3 vers 16 een van die verse wat seker die bekendste is onder die Christelike geloof wêreldwyd. Van kleins af word ons dit geleer, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun, of die nuwe vertaling sê, sy unieke seun gegee het, sodat hy die wêreld kan verlos. So dis regtig waar 'n hoofstuk en 'n gedeelte en 'n boek wat praat oor liefde. Maar wanneer 'n mens kyk na Johannes 3 spesifiek vers 16 tot 21, dan sien ons as luisteraars en hoorders van hierdie gedeelte dikwels net een liefde waarvan daar gepraat word in daardie gedeelte, en dis God wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy seun gegee het. Maar daardie gedeelte praat van 'n ander liefde ook, 'n liefde wat in ernstige konflik is met die liefde van God. Daar word geleer dat die mensdom het die duisternis lief gehad. So ons sien, daar's 'n kontras tussen die liefde van God en die liefde van mense. God se liefde het die wêreld lief, maar die wêreld se liefde het die duisternis lief. God se liefde het die mensdom lief, maar die mensdom het alles wat teen God is lief. Dis wat vir ons gesê word in hierdie gedeelte. So dit gaan nie net oor wat glo jy nie, maar wat het jy lief? Ons kom hier na toe en ons begin ons erediens deur te sê, ons hulp is van die Here wat die hemel en aarde geskaap het. Ons vertrou in hom. En dan gaan ons verder en ons sê, kom ons bely nou saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige, skepper van die hemel en aarde, en Jesus Christus sy enige gebore seun, en die Heilige Gees, en so gaan ons aan. Ons glo dit, dis hoekom ons dit sê. Maar het ons lief wat ons sê? Wat beteken gereformeerdheid? Gereformeerdheid beteken ons is 'n gemeente wat altyd teruggaan na die woord van die Here vir ons waarheid. Wat moet ons as 'n kerk mee besig wees? Wat moet ons as disippels mee onsself besig hou? Wat moet ons doen met ons tyd en in ons energie en alles wat die Here vir ons beskikbaar maak? Waar is die antwoord? In die waarheid wat die Here vir ons leer oor sy woord. Waarmee sê Jesus gaan die Heilige Gees hom besig hou? In Johannes 14 sê hy die primêre doel waarvoor ons die Parakletos, die helper stuur, is om julle te help om die woord te glo en te leef. So die onderskeid kom tussen nie net wat glo jy nie, maar wat het jy lief? En Johannes gaan in hierdie gedeelte en hy begrond hierdie in 'n baie dieper leen-waarheidssituasie as wat ons dikwels van dit maak. Ons dink maklik, 'n leuen is bloot iets onwaar wat ek sê. 'n Leuen is bloot om nie net eerlik genoeg te wees nie. Maar Johannes wys vir ons dat leenagtigheid lê baie dieper as dit. Die mens se posisie van leenagtigheid voor die Here in die sondige natuur lê baie dieper as dit. Dit gaan terug na die oerleen van Genesis 3. En wat was daardie oerleen? Die duiwel sê vir Adam en Eva, het God regtig gesê?
Luister na daai frase en die formulering van daai woorde. Het God regtig gesê? Is dit nie die vraag wat die meeste feature in die wêreld waarin ons leef vandag nie? Elke oomblik, wanneer mense die Here se woord buite konteks draai, wanneer die Here jou roep en sê, ek wil hê jy moet in my kerk en koninkryk besig wees, jy het gawes wat ek jou gegee het spesifiek vir daai doel, maar jou lewensomstandighede sê, nee, ek draai bietjie weg hiervan. As die Here sê, moenie saam bly voor die huwelik nie, maar ons kan nie anders nie. Of die Here sê, moenie hierdie of daardie doen nie, en ek het 'n antwoord en 'n verskoning daarvoor. Ons lewe regtig in 'n wêreld en 'n tyd waar die grense van God so ver gedruk word om die mens te akkommodeer, dat die waarheid in baie plekke geen plek het nie. Dis alles net moderne maniere om te sê, het God regtig gesê. Dis die oorleen van Genesis 3. Die mense inherente begeerte om sy eie waarheid te skep. Die mense inherente begeerte om te sê, God se waarheid is nie goed genoeg vir my nie. Dis nie volmaak genoeg vir my nie. Dis die diep sondigheid van die mens, wat sy eie werklikheid wil konstrueer, wat ons moet besef. Want hoe raak ons beter? Hoe leef ek en jy op 'n nuwe manier? Eers wanneer ons kan erken waaraan ons moet werk. As jy gereeld 'n pad ry, en hierdie pad het 'n klomp slaggate, nou dink julle seker genade, wat se pad is dit nie? Dan leer jy nader aan die slaggate ken, is dit nie? So, 'n ander ou sal byvoorbeeld daai pad nie in die donker wil ry nie, hy sal sê, nou, hey, daar's verskriklik baie slaggate, maar jy weet presies waar hulle almal is. Dis nou nie, ek praat nou nie in reenseisoen dat daar nuus kom nie, dis winter, nee, kom nie nou nuus nie. So jy kan maklik navigate, want jy weet, hier's 'n grootte, daar's 'n grootte. Is dit nie wat ons wil doen met ons karakters as disippels van Jesus, om te kan leer, waar's die slaggate waarvoor ek moet pas op nie? Waar's my swakpunte waarteen ek moet waak nie? So hoekom sal die Here vir ons sê, besef dat hierdie leenagtigheid daar is binne in die mensdom? Omdat die Here wil hê jy moet leer om dit te gaan en nie in dit te val nie. En dis waarmee ons hier besigheid. Ons probleem met die waarheid is nie dat ons bloot beter inligting nodig het nie. Ons probleem met die waarheid is dat ons wedergeboorte nodig het. Dis hoekom hierdie gedeelte het begin met Nikodemus wat vir Jesus vra, maar wat moet ek doen? Sê jy moet weer gebore word. Maar wat beteken dit? Ek moet op 'n totaal nuwe manier leef, dink en funksioneer. Moet al hierdie ou goed afsterf en op 'n nuwe manier leef. Want God se liefde bring die waarheid na die wêreld wat die duisternis liefhet. So lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste seun gegee het. God se liefde was nie net 'n sentiment van praat nie. Daar word gesê agapesen, dit kom van die woord agape. Dis 'n liefde wat gee, dis 'n liefde wat so baie gee dat dit niks terughou nie. So God se liefde lê nie in hoe lieflik die wêreld was nie, maar in hoe groot die gawe was. En dis die gawe van Jesus Christus wat vir die mensdom kom red. Die Here gee sy seun en hy gee hom in totaliteit. En dit maak God se liefde verstommend, doen dit nie? God het die wêreld liefgehad wat hom nie gesoek het nie. Die mense wat hulle rug op hom gekeer het, na die duisternis toe gehardloop het die Here liefgehad. Hy het die wêreld liefgehad wat vir sy lig weggekruip het. Waarom? Waarom kruip die duisternis vir die lig weg? Want hulle werke was boos. En Johannes ontbloot iets van die menslike hart. Ons probleem is nie dat ons soms nie weet wat waar is nie. Ons probleem is dat die waarheid partykeer vir ons gevaarlik is. Omdat die waarheid ontbloot. Omdat die waarheid tentoonstel. En daarom sê vers 20 dat die mens nie na die lig gekom het nie, sodat sy werke nie bestraf kan word nie, is die rede wat vir ons gegee word. Wat doen duisternis? Duisternis bied vir ons skuiling. Die ou manier van lewe, eintlik die stikkende manier. Wat doen dit in die ou menslike hart? Dit bied vir jou 'n wegkruipplek.
En nou moet ons erken teenoor mekaar, wat is die mense oeroue posisie weer eens wanneer die sonde inkom? Wanneer Adam en Eva gesondig het en hulle besef hulle is sondig, wat doen hulle? Hulle vlug van die Here af. Wat staan daar? Hulle het gaan wegkruip in die tuin. Wat doen God? Hy gaan soek na hulle. En dis presies wat in Johannes 3 vir ons gesê word. Die mense het die duisternis lief gehad, daarom het hulle gaan wegkruip van die Here. En die Here het agter hulle aangekom met sy lig om te sê, ek gaan die duisternis ontbloot, sodat ek vir julle 'n nuwe lewe in lig kan gee. En Christus, geliefdes, is die lig Christus is die lig wat aan die wêreld gekom het. En hy kom nie bloot met nuwe inligting nie. Hy kom en hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy kom met die totale pad wat ons moet stap. So ons waarheid en ons lewe kan nie bepaal word deur ons voorkeur of ons gevoel of wat die meerderheid van stem sê nie. Ek het soveel keer sulke debatte met mense waar hulle vir my sê, nee, maar weet jy wat, ek hoor wat jy sê oor die groter belang van die skrifwaarheid, maar ek is nou maar nog altyd gewoond om dit op hierdie manier te doen. Ek sien nou gereed, op hierdie stadium van my lewe moet jy nou nie van my verwag dat ek hierdie aanpassings moet maak of 'n nuwe manier van dink probeer kweek nie. As dit is wat die Here wou gehad het ons moet doen, sou hy nie die hele woord vol gemaak het van vernuwe jou gedagtes nie. Laasweek weer het ons begin omgord julle gedagtes. Begin nuut dink en leef sodat die waarheid dit is wat deur jou uitgeleef word. Dis natuurlik so ons kan verskillende ervarings hê. Ons kan verskillende perspektiewe hê, ons kan verskillende opinies hê. Maar ons kan nie elkeen ons eie waarheid hê nie. Daar's net een waarheid oor die Here. En dis God. God is waarheid, sy woord is waarheid. Christus is waarheid. Waarheid is die werklikheid soos dit voor die Here bestaan. En God het sy seun gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red. En nou sal julle sê, hoorie maar Reinhard, hier staan 'n kontras hier in die Bybel, want daar word gesê die lig kom oordeel die duisternis. Maar op die ander plek sê dit, God het sy seun gestuur nie om die wêreld te oordeel nie. Hoe kom ons nou hier aan? Die lig hoef niks anders te doen as te skyn nie. As jy 'n vuil kamer in jou huis het, nê? Wie van julle het so 'n vertrek in julle huis? Die ingooi vertrek. Het julle sulke plekke? Ons het so 'n vertrek in ons huis, definitief, nê. Dis die vertrek waar ons gou alles gaan wegsteek voor iemand kom kuier. Sorry Marlies, ek vertel nou vir die mense van jou housekeeping abilities. En dan jy kan die lig afsit daar binne en iemand kan die deur per ongeluk oopmaak want hulle dink is die badkamer, maar hulle sien niks daar binne nie. Dis donker. Maar as jy die lig aansit, dan sien jy die mense, hier's chaos. Hier plek's vuil, nê. Hier plek's de mekaar. Die lig het nie daai de mekaar en chaos geskep nie, verstaan julle dit? Dit was reeds daar. So as Jesus kom en sê ek het nie gekom om die wêreld te oordeel nie, hy het nie die vuilheid en die duisternis en die de mekaarheid geskep nie. Hy kom in die lieflike genade om vir ons te sê, maar kom ek sit vir julle 'n lig aan, sodat julle hierdie kan sien. En dan weet julle wat wil ek doen verder, ek gaan my lewe vir jou gee, sodat ons hierdie plek kan opruim, sodat ons hierdie vuil kan skoonmaak. En hier kom ons by wedergeboorte in Jesus. Vers 21 sê, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig. Let op, Johannes sê nie bloot dat mense wat die waarheid ken nie. Hy sê mense wat die waarheid glo of praat of verdedig nie. Nee, hy sê mense wat die waarheid doen. En hulle kry die waarheid voete en hande. En die evangelie verander nie bloot wat in my kop gebeur nie, het verander hoe my lewe maak, hoe ek praat, hoe ek doen, hoe ek my goed hanteer, hoe ek beloftes nakom, hoe ek foute erken en bely, hoe ek ander behandel, wat ek doen as niemand kyk nie. Dis integriteit. Dis integriteit wat leef binne die waarheid van die Here. Niemand kan eers sien wat ek doen nie, maar ek doen my lewe soos vir die Here. En wat jy moet goed besef is, om in die lig te lewe beteken nie, ons het nie sondeloos geword nie. Eintlik, geliefdes, is hierdie gedeeltetjie wat ons nou gaan bespreek so belangrik. Soos ek jou in die slaap gepreek het vanoggend, word gou wakker.
Want hierdie gedeelte is so belangrik. Het julle al gehoor dat mense sê, ag weet jy, hoe kan jy sê dat 'n persoon wat hierdie of daardie doen en volhard daarin, hoe kan jy hulle oordeel as jy dieselfde persoon is wat hierdie of hierdie gedoen het? En ek wil nie nou ingaan op spesifieks nie, want ek is nie lus vir e-posse en alles nie. Maar julle kan julle eie toepassings maak, nê? Om in die lig te lewe beteken nie ek raak sondeloos nie. Die verskil tussen lig en duisternis is nie sondaar teenoor sondelose mense nie. So mense wat hulle rug op die kerk gedraai het, is mos so lief om te sê, ag nee, ek gaan nie kerk toe nie, daar is net 'n klomp skynheilige mense daar, nê. Dit is so goed soos jy sê, ek gaan nie gym toe nie, want die gym is vol vet mense, nê. Die verskil en die enigste onderskeid is sonde wat weggesteek word teenoor sonde wat na Jesus toe gebring word. Dis die twee posisies, die enigste twee posisies waarin 'n mens kan leef in hierdie lewe. En as jy volhardend in 'n sonde leef, dan bring jy dit mos nie na Christus toe nie. As ek sonde my lewenstyl gemaak het, ek praat nou van een spesifieke ding, dan is ek mos nie besig om dit na Christus toe te bring nie. So dis die verskil. Of 'n mens bring jou sonde na Jesus toe as 'n lewenstyl, en dis 'n lewe waar ek sê, Here, asseblief breek my oop. Asseblief sny elke greintjie van my lewe oop. Daar's niks wat ek wil wegsteek nie. Al die duister wat in my bestaan, skyn U lig op dit, sodat ons dit kan uithaal en ek in die lig en nuutheid van Jesus kan leef. Dis die lig wat kan sê ek was verkeerd, ek bely, ek hou op verskonings maak, ek hoef nie my voortdurend my image te beskerm nie, ek kan wees wie die Here vir my gemaak het, en ek is nie bang vir die donker nie. Ek lewe in sy lig. Wat jy moet weet, dit selfs is God se genade. In hierdie gedeelte hoor ons in vers 21, sodat sy werke openbaar kan word, dat hulle in God gedoen is. Besef dit dat die Here vir ons hier leer, dat hierdie proses van ontbloot, lig in, duisternis uit, is nie iets wat die mens uitgedink het, of iets wat ons in onsself doen nie. Dis die proses wat die Here in jou lewe bewerk. Dis in sy genade. Maar nou hier is 'n ding wat ons moet oplet na, om te sê, ek moet nou in dit leef. Daar's 'n ding wat ek mos so baie sê, you can't lean on a shovel and pray for a hole. Dis nie hoe dit werk nie. As jy 'n gat wil hê en die Here gee vir jou die graaf, moet jy hom grawe. Die Here maak nou moontlik. Wat maak jy met wat hy moontlik maak? Dis die vraag. Die Here kom in jou lewe om die duisternis uit te vee, om nuut te maak wat stikkend is. En jy moet voor die Here lewe met die begeerte om te sê, Here, ek is nog nie waar ek moet wees nie. Ek kan nog beter as 'n man vir my vrou. Ek kan nog beter as 'n pa vir my kinders. Ek kan nog beter as 'n disipel in die kerk. So sny my oop tog, Here. Sny my oop. Skyn die lig van Jesus in elke hoek en duister plekkie wat daar nog in my hart bestaan, sodat ek 'n mens van die lig kan wees. Want weet julle wat gebeur wanneer jy in die lig lewe? Jou lewe vol lig raak 'n lig lewe. Nie net ek kan sien nie, maar ek is vry. Ek is nuut. Ek is losgemaak van al die goeters wat die mensdom in die wêreld so hard probeer vir my leer. Ek moet wegsteek, ek moet cover up, ek moet hierdie ding vir my, ek moet daar wegsteek, ek moet hier voorgee en ek moet daar fake wees. En ek weet nie wat alles die wêreld vir ons leer nie. Ons word vrygemaak van daai groot las van wêreldsheid en nuut gemaak in die vryheid van ek leef in die woord. So laat die waarheid van die woord jou ondersoek, moenie bang wees daarvoor nie. Laat die waarheid jou selfs ontbloot. Bely met vreugde wat verkeerd is. Hou op in die duisternis gaan wegkruip, jy maak jouself seer. Hierdie gedeelte begin so lief het God die wêreld gehad, en dis waarom jy na die lig toe kan kom. Want die Here het in sy liefde sy lig gebring, sodat ons die vertrek kan opruim en skoonmaak, sodat ons lewens in hom nuut
en lig en vry kan wees. En daarom roep die Here vir jou in hierdie gedeelte. Leef in die lig, want die lig maak lig. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir die voorreg dat U die lig in die vuil vertrek kom aansit het in ons lewe as ons spreekwoordelik so mag praat. En dat ons nou saam met U in U groot genade en deur die krag van die Heilige Gees in die waarheid van U woord die vertrekke kan opruim, die oppervlakke kan skoonmaak, dat ons kan deurdring tot elke diepste plekkie waar daar nog dinge in ons leef wat eintlik net ons lewe afbreek, want dis wat die duisternis doen, dit breek mense stukkend. Dat ons van al hierdie dinge ontslae kan raak en 'n lewe van opbou, 'n lewe van nuutheid, 'n lewe van lig kan leef, waarin die lewe lig is. Ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen.